Hulle maatjies, ek hoop dit gaan baie goed. Eendag, lank gelede, waar die geelhak en die blouhak groei, en die swarthak gryp na jou enkels, waar die pyjama donkies die kweekgras kort hou en die kameelperde pesel aan die soetdorings, waar die rooi spruit en die draaispruit kabbel oor die klippe, in die skaduwee van die Kransberge was daar twee maatjies genaamd Dirk en Frik. En hulle was lief vir boomklim, hulle was lief vir fietsry, hulle was lief vir swem in die spruit, al sulke prettige goeders wat hulle gedoen het in die bosveld. En elke nou en dan moes hulle skool toe gaan. Maar die voorreg wat hulle gehad het, is hulle het 'n baie interessante uitstappie gehad wat hulle vandag op kon gegaan het. En hierdie was gereël deur meneer Andries Dorlas, die oom wat vir hulle oefening geleer het. Vandag is daar 'n vak wat mens noem LO, maar dit is nie, hy het ook die naam LO gehad, maar dit was vir liggaamsoefening, dis glad nie die LO wat jy vandag kry nie. So sy werk was om vir die kinders te leer om fisies besig te wees en allerhande sportgoeders geleer. En hy was die regte man om dit te doen, want jy sien, Andries Dorlas was so te sê, hy was amper Suid-Afrika se diskus kampioen gewees. Geweldig groot en sterk. En dis 'n ander storie van hoekom hy nie die goue medalje gekry het by die Suid-Afrikaanse kampioenskap vir diskus nie. Maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Genoeg om te weet vir vandag is dat hy sulke groot arms gehad, amper so groot soos my bobeen, en sy bobeen was seker omtrent so groot soos my hele lyf. Geweldige sterk man gewees. En vol entoesiasme, en hy die hele tyd was hy besig om vir die kinders te probeer uitvang as hulle sportbyeenkomste doen. Dan sou hulle goeders gesê het soos, gaan op die vletjie, op die merke, gereed, gaan. En as iemand dan gaan, wanneer hy dit sê, dan het hy vir hulle laat opstote doen, push-ups laat doen, of ietsie soos dit. Of as hulle nou by die swembad was, byvoorbeeld, dan sou hy ook vir hulle gesê het, op die blokke, gaan op die vletjie, op die merke, gereed, gaan, en dan blaas hy die fluitjie, en dan moet hulle gaan. Maar hy het elke keer dat hy dit getoets, het jy mooi geluister, hy het gesê, gaan op die fluitjie. Nie wanneer jy sê, gaan, en op 'n stadium so word hy moeg daarvoor, dat iemand in die swembad inval, en hy sê, ek gaan vir jou, as jy gaan goef, ek gaan jou laat goef vir jou eie bloed, as jy gaan, wanneer ek sê, gaan, jy moet gaan as ek die fluitjie blaas, gaan op die fluitjie, op die merke, gereed, gaan, so jy moes die hele tyd wakker gewees het, met meneer Andries Dorlas. Maar, hy was nie 'n slegte mens nie, hy het net probeer om vir die kinders te leer, skenk aandag. En hy het toe 'n spesiale ding gereël met hierdie uitstappie wat hulle gehou het, by Hartbeespoortdam. Hy het dit gereël saam met meneer Wynand van der Schuyf. Meneer Wynand van der Schuyf is 'n ou oom met so 'n lang baard, en wat so geloop het met so 'n snaakse rolbeweging met 'n lang kierie wat hy gehad het, en sy een been het glad nie lekker gewerk nie, en dis 'n storie vir 'n ander dag, van hoe meneer van der Schuyf se been nie lekker werk nie, maar sy werk was, by die skool was, om vir die kinders aardrykskunde te leer, en hy het 'n groot passie gehad vir klippe en rotsformasies, en al daai, en hy wou vir die kinders gaan wys het van die rotsformasies wat mens kry, by die damwal, en binne in die tonnel na by die damwal, en al daai. En so kon meneer Andries Dorlas 'n reëling getref vir hulle, want jy sien, hulle het nou al die fietsse gelaai daarso, agter op 'n bakkie, en hulle ry tot by Tant Malie se winkel, wat net oorkant die damwal is, en hulle daar gestop, en die kinders het vandag gery, bo oor die damwal, deur die tonnel, en so 'n lang end, daarso om die dam, om te gaan kyk na alles wat hulle kan sien. En nou is net die vraag net, is dat hoe kom hulle oor die damwal? En hoe kom hulle deur die tonnel? Want ons die hele tyd karre op en af, en jy kan nie so baie kinders daar laat ry, terwyl daar so baie karre is nie. Maar jy sien, daar is 'n baie spesiale verkeersbeampte, wat verantwoordelik is vir die Hartbeespoortdam streek en al daai, en haar naam is Nonita Notnagel. En Nonita Notnagel is 'n verskriklike ernstige persoon. Sy baie bot, baie direk, haar hare is altyd so styf vasgeskroef in 'n bolla, agter hier so op haar kop,
geweldig kwaai uitdrukking wat sy het op haar gesig die hele tyd, maar jy kan nie sien hoe lyk haar oë nie, want sy het so silwer sonbril. So al wat jy sien wanneer jy vir haar kyk, is dat jy staan daar baie beteuterd en bedremmeld, terwyl sy verskriklik kwaai is en sy swaai haar knipbord na jou en sien hoe vinnig het jy gery en skryf boetes en al daai groot passie gehad om boetes te skryf en allerhande oortredings op die pad uit te sorteer. Dit was Nonita Notnagel se passie en ek sal op 'n latere stadium vertel van hoekom sy so groot passie gehad het daarvoor om mense te vang. Maar daar was een persoon wat geweet het wat Nonita Notnagel se oogkleur was. Almal het geweet van hoe sy lyk en hoe sy klink, maar niemand het geweet wat die kleur van haar oë was nie, behalwe meneer Andries Dorlas. En as hy gepraat het, dan het haar stem sommer sag geword, en sy het so gesmeld, en sy het haar sonbril afgehaal, en diep in sy oë gekyk, en hy het sy sonbril ook afgehaal, en diep in haar oë gekyk, en Nonita, dit is so goed om jou te sien. So hulle was vreeslike aandoenlik as hulle mekaar gesien het. Maar wat hy gereël het, is dat sy die tonnel sou toemaak, sodat die kinders kan lekker ry deur die tonnel, en dat hulle ongestuurd sal wees. En sy was daar, en sy so sag geword daar, so, en sy begin so met haar hare te speel, terwyl sy kyk vir meneer Andries Dorlas, en hy maak seker dat sy bors staan so 'n klein bietjie meer uit, en sy armspiere bult so 'n klein bietjie meer wanneer hy met haar praat. Hy het 'n gewoonte, wanneer hy gaan staan, het elke nou en dan staan hy met sy toon so gepunt, dat jy kan sien hoe sy kuit so bol staan. Dit was te oulik om te sien hoe daai twee met mekaar aangegaan het. Maar ons is nie eintlik besig om nou te praat hier oor Nonita Notnagel en Andries Dorlas, wat vir mekaar probeer vind nie, glad nie dit nie. Ons is eintlik besig om te praat oor Dirk en Fruk en hulle maatjies Marnus en Magnus en Dani en Morney en Rachel en Rebecca en Amanda en Jolanda en al die ander kinders wat daar so saam in die klas is. En hulle was nou besig om op en af te ry deur die tonnel en het gekyk na al die rotsformasies, en ek gaan julle nou nie verveel met alles wat meneer van der Skyf van gepraat het nie, want ek kan dit nie so mooi vertel soos hy nie, want as hy praat oor rotse, dan hy het sommer so opgewonde geraak oor hierdie verskillende tipe klippe, en hy het 'n spesiale hamer met hom gehad wat hy die klippe oopgebreek het, en vir die kinders binnekant wys, kyk hier, kyk na dit en so meer. Maar desnietenstaande, meneer Andries Dorlas kry die geleentheid om saam met die kinders op en af fiets te ry en vir almal te wys hoe sy kuitspiere bult, en meneer Wynand van der Skyf het 'n geleentheid gehad om met sy kierie so te beduie na al die rotsformasies en vir die kinders daarvan te leer. En toe ry hulle terug, also oor op met die pad langs en deur die tonnel en uit en oor die damwal na die ander kant na Tanmali se winkel, waar hulle elkeen vir hulle self 'n pastei kon gekry het. En hierso in die rak van die pastye reg langs dit, dan was die botteltjies Enos en Rennies vir die groot mense. Jy moet dit gewoonlik met dit saamkoop, 'n pastei en die Rennies, maar as jy nog nie dit weet nie, toe maar, miskien sal jy eendag, as jy ouer word, dan word dit 'n probleem. En hulle kuier almal te lekker daar by Tanmali se winkel, maar Dirk en Fruk raak bietjie jukkerig, want hulle ry soos die heeltyd fiets. Hulle is geweldig fiks, en hulle is nou glad nie uitgeput nie. En hulle sien, hier is daar 'n gat onderkant die heining, en dan net onderkant die heining is daar hierdie groot plat klipplaat onder die damwal, wat hulle kan gaan speel, en hulle dink, dit is net te wonderlik. So, daar was 'n klipplaat, en daar was 'n muur aan hierdie kant, en dan is daar die groot damwal aan daai kant. En hulle hardloop daar op en af en spat mekaar met die water en gooi klippies, en dit is net te veel pret. En tot die volgende oomblik hoor hulle hierdie groot geraas. Dit klink soos 'n sirene wat so afgaan. En hulle spring op en hulle kyk so rond en hulle wonder, wat op dese aarde is dit? Maatjies, weet julle wat beteken daai sirene? Dit beteken dat die sluise op die damwal gaan oopgaan. En hier is die damwal, en in hierdie gedeelte aan die kant is waar die sluise is. Dan val dit tot op die klipplate, en dan word dit 'n druisende massa water wat afstorm in die rigting van die Krokodilrivier. Goeie, wat gaan hulle nou maak? Maar hulle weet dit nie.
Gelukkig vir hulle, reg langs Tant Malie se winkel is daar 'n kantoor van departement waterwese en daar binne was daar 'n baie senuweeagtige man met die naam van Peters Venter en hy het sulke reguit grys hare gehad wat hy so agtertoe gekam het en het 'n baie skerp neus gehad en 'n lang kennebak en hy het bietjie gelyk soos 'n sneltrein want hy het die hele tyd met sy kop geloop in hierdie posisie en hy het altyd 'n fluitjie om sy nek gehad. Nie omdat hy 'n afrigter is soos meneer Andries Dorlas nie, want hy was 'n fietsryer. Hy het met sy fiets werk toe gery. Hy het gebly in die dorp en hy moes gery het net so 'n kort entjie om daar te kom, maar dan is daar mense wat stap in die pad want hy is nou naby Hartbeespoortdam en hy ry by sulke winkeltjies en goed verby en as die hele tyd toeriste wat rondloop en goeters en dan hoor hulle nie as hy roep, "Hallo, pas op, ekskuus, kom uit die pad uit." Dan hoor hulle dit nie. So wat hy gedoen het, is hy sit die fluitjie hierso om sy nek en hy sit dit in sy mond en hy ry met die fluitjie in sy mond en hy haal asem deur die fluitjie terwyl hy gaan. Soos suig hy in deur die fluitjie en dan blaas hy uit deur die neus. Want hy wil nie die hele tyd blaas nie. Nou so saggies in en dan uit deur die neus terwyl hy ry. Tensy hy iemand sien wat aan die pad is, dan sit in by die neus en uit by die mond. Sodat hulle nie uit die pad uit sal kom, dan hoef hy nie te ekskuus, want sy stem is nou nie baie indrukwekkend nie. Maar hy besluit toe, soos hy kyk op, meneer Peters Venter, skrik, en hy kyk op, en soos hy die sirene hoor, en hy sien, soos wat hy opkyk, sien hy daar soos twee klein mensiekies, wat op daai plat oppervlak is, en hy besef skielik wat gaan gebeur. Hier is iemand wat onder deur die heining geklim het, hulle moenie daar wees nie, en hulle gaan nou doodgaan, as hy nie ietsie doen nie, hy gaan ten minste gaan hulle baie seer word, met die kans is dat hulle albei gaan verdrink, want niemand kan swem teen daai geweldige stormwater nie, soos 'n muur van water wat kom, en dit is styl af met die rotse daar, so tot in die Krokodilrivier. Hoe gaan hulle dit oorleef? En hy kom daar uitgehardloop en is in by die neus en uit by die mond. As 'n skeieregter asemhaal deur 'n fluitjie, dan is dit 'n probleem. Maar as meneer Peters Venter asemhaal deur 'n fluitjie, dan is dit miskien tot die redding van Dirk en Frik. En hy hardloop daar na die heining toe, soos sy blaas net. En Dirk en Frik sien dit, hulle sien vir die oom wat aangehardloop kom, en hulle dink, "Ek goeiste, hier so seker Henk se probleem." En hulle sit 2 en 2 bymekaar, en Frik sê so, "Dirk, die water, hardloop." En hulle hardloop so gou soos wat hulle kan. En soos wat hulle besig is om te hardloop, begin daai sluise om oop te gaan en die water begin om daar so neer te stort. En gelukkig net, mis hulle net betyds en hulle so oor die rotse en hulle is onder deur die heining en hulle is uit, hulle is veilig en toe hulle omkyk is dit net massas van wit bruisende water wat hulle verseker sou meesleer. En hulle haal diep asem. En hulle sê vir oom Peters Venter, "Dankie oom, ons het nie geweet nie." Maatjies, dalk weet julle van iets om iemand te help. Dalk kan julle 'n maatjie waarsku, wat as hulle aangaan op die pad wat hulle nou is, sal hulle in die moeilikheid kom. Maatjies, ek wil vir julle sê, moet asseblief nie huiwer nie, moenie wag nie. As jy weet 'n maatjie kan in die moeilikheid kom, help hom, waarsku vir hom. As hy nie luister nie, dan sit sy probleem, maar jy het van jou kant af gedoen wat jy kan. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie vir die maatjies wat saam geluister het na hierdie storie. Dankie dat ons daaruit kan leer, dat ons altyd moet doen wat ons kan om iemand anderster te help. Ons kan nie verwag iemand anderster sal dit doen nie. Nee, as ons daar is, dan moet ons dit doen. Mag die maatjies wat hierna luister, dapper wees. En praat wanneer hulle moet praat, roep wanneer hulle moet roep, waarsku wanneer hulle moet waarsku. In Jesus naam, met danksegging. Amen. Dankie julle.